Goeienaand. Hierdie is my tweede lesing in my reeks oor die 20 mees uitstaande beeldhouwerke van die westerse wêreld. En die titel van my lesing vanaand is Die borsbeeld van Nefertiti, antieke Egipte se mooiste vrou. Nou, een van die belangrikste oorblywende kunswerke uit die 18de dinastie van die nuwe koninkryk van antieke Egipte, wat oor 'n tydperk van ongeveer 350 jaar, van 1550 tot 1292 voor Christus gestrek het, is die borsbeeld van koningin Nefertiti in die noordelike koepelkamer van die Neues Museum in Berlyn, soos wat ons hier in hierdie skyfie sien. En sy word nou heeltemal alleen in daardie groot saal uitgestal. Dit het een van die mees bewonderingswaardige en mees gekopieerde beelde van antieke Egipte geword. En dit is ook die belangrikste vertoonstuk in die Neues Museum in Berlyn. Nou, voordat ek hierdie magnifieke borsbeeld in meer detail bespreek, wil ek egter 'n oomblik afwyk om iets meer oor die 18de dinastie van antieke Egipte en veral oor koningin Nefertiti vertel. Nou, die 18de dinastie van antieke Egipte, ook bekend as die Toetmoside dinastie, vanweë die 4 farao's met die naam Toetmoses, wat in daardie tydperk regeer het, was nie net die begin van die nuwe koninkryk nie, maar word ook beskou as een van die voorspoedigste en magtigste periodes in antieke Egiptiese geskiedenis. En daar is die 4 Toetmoside farao's van die 18de dinastie, beginnende met Toetmoses die eerste, die farao wat die Hyksos uit Egipte uit verdryf het, en dan sy seun Toetmoses die tweede, Toetmoses die derde, die groot vegter van Egipte, en dan Toetmoses die vierde. Mooi standbeelde van hulle wat hier dan voor gelê word. Die 18de dinastie is bekend vir artistieke prestasies, soos byvoorbeeld die monumentale tempels van Luxor en Karnak, sowel as die ontwikkeling van die Amarna-styl onder farao Akhenaten. En hier het ons in die middel 'n standbeeld van farao Akhenaten. Baie interessant om te sien hoe dit totaal afwyk van die baie tradisionele Egiptiese beelde. En selfs in die beeldjie aan die linkerkant, waar hy en Nefertiti uitgebeeld word, is dit totaal iets nuuts. En hier aan die regterkant, pragtige voorstelling van Akhenaten se dogter Meritaten, wat blomme gee aan Semenchare in die Neues Museum in Berlyn. Akhenaten, die seun van Amenhotep die derde, het sy bewind begin onder die naam Amenhotep die vierde, en het Egipte regeer vanaf 1353 tot 1336 voor Christus. Nou, as ons daai datums bekyk, dis presies die tyd wat Moses in Egipte was. Toe hy die troon bestyg het, het sy familie Egipte reeds vir byna 200 jaar regeer. En Egipte was 'n enorme ryk in daardie tyd. Hy was ongeveer 10 jaar oud toe hy die troon bestyg het. En in die eerste 2 jaar van sy bewind is bekende Egiptiese koninklike tradisies gevolg.
net soos wat al die vorige farao's hierdie tradisies gevolg het, het hy dit gevolg. Maar in die 5de jaar van sy bewind het hy nie net sy naam na Akhenaten, dit beteken hy wat heilsaam is vir die sonskyf, verander nie, maar hy het homself ook tot die status van 'n lewende God verhef en afstand gedoen van die tradisionele godsdienstige hoofstad Tebes ten gunste van 'n nuwe hoofstad op 'n onbenutte terrein 180 myl verder noord, en hy het dit toe genoem Akhetaten, horison van die nuwe son, waar Tel Amarna vandag is. In stryd met tradisie het hy 'n nuwe godsdiens gevestig, wat gebaseer was op geloof in 'n enkele godheid, die songod Aten. En daarom is daar baie mense wat vandag glo dat hy eintlik Moses was, want hy het die weggedoen met die veelgodery van Egipte en 'n enkele God ingestel. Hy het alle mag en rykdom van die antieke Amun-priesterorde onttrek en beveel dat Aten van daardie moment af heers. 'n Nuwe voorstelling van hierdie songod Aten is bedink. Hier sien ons 'n afbeelding van Akhenaten hier aan die linkerkant en dan aan die regterkant die groot nuwe tempel vir Aten wat hy in Amarna opgerig het. En hier kry ons dan die nuwe voorstelling van die god Aten. Dit het 'n sonskyf getoon met strale wat eindig in hande wat die hieroglief verlewe, die Ankh, na die farao en sy koningin uitstrek. En ons sien dit baie duidelik in daardie reproduksie wat op 'n grafseil is, hier aan die regterkant. Sien ons die handjies wat so uitgesteek word en voor die gesig van Nefertiti aan die regterkant sien ons die anktekens in die hande van daardie god en dieselfde aan die linkerkant voor Akhenaten self. En dit sien ons ook hier aan die linkerkant waar ons vir Nefertiti en haar dogters het wat vir die Aten kom aanbid. Nou, Nefertiti was die groot koninklike vrou, die hoofgemaalin van Akhenaten. En hier het ons aan die linkerkant die beeld van Nefertiti. Sy het amper 'n ewe prominente rol in die verandering in die godsdiens en kuns gespeel. Haar naam, uitgespreek as Nefertiti in hierogliewe, kan vertaal word as die mooi een het gekom, aangesien Nefert mooi beteken en Iti het gekom beteken. Nou, min is bekend oor Nefertiti. Daar bestaan teorieë dat sy moontlik 'n buitelandse prinses uit Mitanni, met ander woorde Sirië was, of dat sy die dogter van die Egiptiese hoë hofamptenaar Ai, wat die broer was van Akhenaten se moeder Ki, en wat farao geword het na die dood van Tutankhamun. Nefertiti is getroud toe sy 15 jaar oud was, en sy en Akhenaten het 6 dogters gehad. Die eerste 3 dogters is in Tebes gebore en die ander 3 in Akhetaten. Een van hulle, Ankhehes en Aten,
het met Tutankhamun, Nefertiti se stiefseun, getrou. En daar is beeldjies van elke een van die dogters. Ons sien die oudste een met 'n taten, en interessant om te sien, elke een van hulle het die woord Aten aan die einde van hulle naam. Met ander woorde, Mary Aten, dan Meket Aten, Ankespa Aten, dan Neferu, sy was eintlik Neferu Aten. En hier het ons 'n ander beeld van haar ook daar, Neferu Aten, en dan die laaste ene, Setepenre, het nie die Aten by nie. En dan daar aan die onderkant, hier in die middel, sien ons 'n voorstelling van Ankhesepa Aten saam met Tutankhamun uitgebeeld daarso. Nefertiti het Egipte moontlik vanaf 1340 voor Christus saam met haar man Akhenaten regeer. En sy het selfs vir 'n kort tydperk na haar man se dood in 1336 voor Christus in eie reg farao geword. En sy was dan Neferu-Taten, die perfekte een van die Aten se perfeksie. Die perfekte een van die Aten se perfeksie. Nou, die nuwe godsdienstige filosofie van die Amarna periode, wat meer klem gelê het op die lewe op aarde in vergelyking met die vorige era se obsessie met die dood en die hiernamaals, het 'n diepgaande invloed op die kuns van die tyd gehad. Wat die Amarna-styl onderskei het, is nie net die groot realisme nie. Hier is 'n paar voorbeelde van werke uit die Amarna-styl, en dadelik sien ons die groot realisme in die gesigte en die uitbeelding van die figure, maar eerder 'n nuwe sin vir vorm, wat 'n poging was om weg te kom van die tradisionele onbeweeglikheid van Egiptiese kuns. Daar was 'n ander houding teenoor die uitbeelding van die menslike figuur. 'n nuwe sin van lewe en beweging gesien in die kunsinnige spel van kurwes en teenkurwes in die werk van die Amarna kunstenaars, en in 'n revolusionêre nuwe mengsel van naturalisme en stilering. Soos kyk na daardie kop van die prinses daar, baie naturalistiese gesig, maar die stilering wat ons in die kop kry, wat aangevra is deur Akhenaten in daardie tydperk. In plaas van die figure met heroïese porsies van die vorige tydperk, is daar in die Amarna periode informele en realistiese portrette van die koninklikes geskep, wat gelaai was met sowel vitaliteit as sielkundige kompleksiteit. Vir die tradisionele antieke Egiptenare was dit uiters belangrik dat beelde volledig en heel moes wees, en gevolglik was die borsbeeld as 'n genre van portretkuns seldsaam in antieke Egiptiese kuns. Tydens die Amarna tydperk is daar egter met hierdie tradisie gebreek. En wanneer ons kyk na die oorgrootste meerderheid van beelde wat opgegrawe is uit hierdie tydperk, dan is hulle borsbeelde. En ons sien dat sulke borsbeelde kom relatief gereeld voor vanaf die Amarna tydperk tot aan die einde van die nuwe koninkryk. Die meeste van hierdie beelde is egter voorbeelde van voorouer aanbidding in privaat huise, soos daardie borsbeeld van die ou vrou wat ons daar regs in die, aan die bokant sien.
of beeldhouersmodelle wat in werkswinkels gehou is om as basis te dien vir ander amptelike koninklike portrette, soos byvoorbeeld die beelde wat ons van Nefertiti hier aan die linkerkant sien. Hulle is almal beeldhouersmodelle. Aangesien die borsbeeld van Nefertiti in die dubbelkamer P47.2 saam met 29 ander gipsbeelde, insluitende 'n beskadigde borsbeeld van Akhenaten gevind is, het Egiptoloë dit as 'n beeldhouersmodel beskou. Die direkteur van Berlyn se Egiptiese museum, Dietrich Wildung, was van mening dat die borsbeeld 'n model vir amptelike portrette was en deur die meesterbeeldhouer gebruik is om sy leerlinge te leer hoe om die interne struktuur van die oog te beeldhou en dat dit die rede is waarom die linker iris nie bygevoeg is nie. 9 van hierdie borsbeelde beeld koninklikes uit en was met die uitsondering van minimale swart en rooi kontoerlyne nie geverf nie, soos wat ons by hierdie beelde aan die linkerkant sien, en is duidelik identifiseerbaar as beeldhouer modelle. Die raaisel of die borsbeeld van Nefertiti bedoel was as 'n model en of dit 'n byna voltooide kunswerk is, bly dus onopgelos. Voordat ek die borsbeeld van Nefertiti in detail beskryf en bespreek, moet ek die verhaal van die ontdekking en die gevolglike geskiedenis van die beeldhouwerk vertel. Onder Britse besetting het Egipte nie die middele gehad om argeologiese navorsing te doen nie en het hulle buitelandse spanne toegelaat om opgrawings te doen. Beide die terrein by Tel El Amarna en die regeringstyd van Farao Akhenaten het teen die draai van die 20ste eeu 'n belangrike fokuspunt van internasionale egiptologiese navorsing geword. En hier is die opgrawingsplek by Tel El Amarna. 'n Ou ligfoto aan die linkerkant bo van die hele terrein van die paleis van Akhenaton en dan die dorpie self. Hieronder 'n pragtige opgrawingsplek van 'n woonhuis en dan daardie antieke foto aan die regterkant wat aandui hoe die groot werksmag opgrawings daar doen in 1912 by Amarna. Vorige ekspedisies het reeds die hele antieke stad gekarteer. Na die suksesvolle verkenningsekspedisie in 1907 het die Duitse Egiptoloog Ludwig Borchardt, daar is 'n ou foto van Ludwig Borchardt en ons sien in sy hand, sy linkerhand het hy daai kop van die prinses wat ons net nou gesien het, wat daar opgegrawe is. Hy het vir die eerste keer 'n plan vir langtermyn opgrawings by Tel El Amarna voorgelê aan die Deutsche Orientgesellschaft, die Duitse Oosterse Genootskap, wat in 1898 gestig is om die studie van oudhede in die nabye en Midde-Ooste te bevorder. Die enigste borg van die opgrawings was die Berlynse entrepreneur en beskermheer James Simon, wat ook 'n ryk Duitse filantroop was. En hier sien ons Borchardt met sy span in 1912 besig om opgrawings te doen. En dit is vir my merkwaardig om te sien hoe baie helpers daar was. Om die toenemende bedreiging van plundering
en die onwettige uitvoer van kultuurvoorwerpe te bekamp, was die Egiptiese owerhede gretig om opgrawingslisensies toe te ken aan ervare argeoloë soos Ludwig Borchardt. Borchardt moes egter, soos wat dit destyds gebruiklik was, om 'n lisensie aansoek doen, en die Egiptiese Raad van Oudhede het dit toegestaan. In die winter van 1911-1912 het Borchardt en sy span begin met opgrawings by Tel El Amarna, soos wat ons in hierdie foto dan sien. Die opgrawings is tegelyk deur baie werkers verskeie plekke onder die toesig van deelnemende geleerdes gedoen. Hulle het op die stad self gefokus en teen die begin van die tweede ekspedisie het hulle reeds verskeie woonhuise en villas opgegrawe. Die antieke stedelike gebied is vooraf volledig opgemeet en in kwadrante verdeel. Die nommers van die opgegrawe huise is logies afgelei van die nommers van die roosterblokke waar dit geleë was. Die werkwinkelkompleks met die beroemde fonds van 30 gipsmodelle, insluitende die 2 koninklike borsbeelde, staan gevolglik bekend as P47.2. En hier het ek 'n voorstelling van die 30 beeldhouwerke wat Borchardt in Desember 1912 by 'n werkswinkel wat bekend geword het as die Ateljee van Toetmose gevind is. En ek het rooi sirkeltjies om die 2 belangrikes gemaak, die borsbeeld van Nefertiti, wat ons nou gaan bespreek ook, en dan hier aan die regterkant onder is die borsbeeld van Akhenaton. Insluitende die 2 koninklike borsbeelde staan gevolglik die plek waar dit gevind is bekend as P47.2, soos ek reeds genoem het. Nou, 'n inskripsie op 'n perdeoogklap van ivoor wat in 'n afvalhoop in die binnehof gevind is met die naam Toetmose en sy posbeskrywing daarop, het later daartoe gelei dat die kompleks aan die hofbeeldhouer Toetmose toegeskryf is. Hy is oorspronklik Jet-Het-Mes genoem en is beskou as die koning se gunsteling en hoof van openbare werke in Akhenaten. Op die dag voor die beroemde ontdekking het die opgrawingsspan reeds vermoed dat hulle 'n beeldhouer se werkswinkel in die kompleks in die gebied P47.2 ontdek het. Borchardt het die ontdekking van die borsbeeld van Nefertiti op 6 Desember 1912 soos volg in sy opgrawingsdagboek beskryf. En gelukkig besit ons daardie opgrawingsdagboek en daar is 'n enkele bladsy uit daardie opgrawingsdagboek en ons kan sien 'n tekeningkie van die borsbeeld met die grootte daarby en hy beskryf dit soos volg. Toe net 'n kort entjie voor die oosmuur voor ons, ongeveer op kniehoogte, is eers 'n felkleurige nek met geverfde rooi lintjies blootgelê. Bokant die nek het die onderste deel van die borsbeeld verskyn. Onder dit die agterkant van die koningin se pruik. Dit het egter 'n rukkie geneem voordat die stuk heeltemal uit die puin bevry is, want eers moes 'n borsbeeld van die koning wat direk noord daarvan gevind is, versigtig verwyder word. Hy het ook geskryf dat die gereedskap op sy gesit is en dat die beeld verder met die hande uitgegrawe is en dat dit 'n aansienlike hoeveelheid tyd geneem het voordat die hele stuk heeltemal van al die vuil goed en puin bevry is. Borchardt skryf verder, en ek haal hom aan, uit sy dagboek. Eers daarna
is die kleurvolle borsbeeld opgetel en het ons die mees lewensgetroue Egiptiese kunswerk in ons hande gehad. Nou, gelukkig het die borsbeeld ongelooflik goed bewaar gebly. Prins Johan Georg van Sakse was op daardie tydstip by die opgrawingsterrein op besoek. En kort nadat die beeldhouwerk uit die puin verwyder is daar 3 foto's geneem van hom met die nuut gevonde borsbeeld van Nefertiti in sy arms, of in die arms van die voorman, Mohammed El Senussi. En daar is die 3 foto's. Die regterkant bo sien ons die prins met sy helm op en die voorman daar met die borsbeeld in hulle hande, hieronder weer dieselfde, en dan aan die linkerkant bo die prins met 'n ander beeld van Nefertiti, wat ons ook al voorheen gesien het. Nou, nadat die borsbeeld sorgvuldig skoongemaak is, het die fotograaf Paul Hollander op 23 Desember 1912 7 glasplaatfoto's van baie hoë gehalte van die borsbeeld in die opgrawingshuis geneem. En daar is van sy foto's. Die foto van die borsbeeld hier aan die linkerkant en dan van die ander beeldjies wat daar gevind is. En dan is daar afdrukke daarvan op 18 by 24 cm papierbladsye gemaak, en dit was die eerste amptelike foto's van die borsbeeld van Nefertiti. En dis nie sulke vleiende foto's, veral die een van die borsbeeld van Nefertiti, en die is vir die Egiptenare gewys toe hulle die verdeling van al die fondse moes maak. En daarom is hierdie borsbeeld dan nie geselekteer deur die Egiptenare nie, maar aan die Duitsers gegee. Nou, soos dit gebruiklik was met alle buitelandse opgrawings, het die verpligte verdeling van die fondse plaasgevind op 20 Januarie 1913, in ooreenstemming met die wetlike statute wat deur die Raad van Oudhede van Egipte opgestel is. Die Egiptoloog en verantwoordelike opgrawingsinspekteur Gustave Lefebvre het oor die verdeling toesig gehou. Met ander woorde, nie 'n Egiptenaar nie, maar 'n Fransman het die verdeling gedoen. En vandag is die Egiptenare baie ongelukkig daaroor en wil hulle ten alle koste hierdie borsbeeld terug hê in die Cairo Museum. Nou, met die amptelike verdeling van die gevonde voorwerpe het die opgrawingsseisoen van 1912-1913 tot 'n einde gekom, en in Februarie 1913 is die borsbeeld van Nefertiti na Duitsland toe gestuur. Volgens kontrak het al die voorwerpe wat by Tel El Amarna gevind is en aan die Duitse span toegeken is, die eiendom van James Simon geword. Ek het al reeds genoem, hier is 'n foto van die verdeling, met ander woorde, die Nefertiti borsbeeld is aan die Egiptenare gegee in ruil vir hierdie kalkklip grafseil van Akhenaton en sy familie en die beskadigde borsbeeld van Akhenaton. En daar is James Simon heel aan die linkerkant. Hy het kort daarna die volledige versameling aan die Egiptiese Museum in Berlyn geleen, natuurlik vir 'n uitstalling, en in 'n buitengewoon vrygewige gebaar het hy in 1920 al die voorwerpe, insluitend die borsbeeld van Nefertiti, aan daardie museum bemaak. Alhoewel ander beeldhouwerke en artefakte van Tel Amarna in 1918 in die museum uitgestal is, het Borghardt versoek dat die borsbeeld van Nefertiti nie uitgestal moet word nie, en dat dit in 'n geheim moes bly. Baie agterdogtig dat
dit teruggeëis sou word deur die Egiptenare. Toe die borsbeeld vir die eerste keer in 1924 in die Egiptiese Museum in Berlyn gestal is, het dit 'n sensasie veroorsaak. En daar sien ons in die middel daar in 'n uitstallokaal van die Neues Museum in Berlyn in 1923 dat dit daar uitgestal is. En hier aan die regterkant van die heel eerste amptelike foto's wat van die borsbeeld gemaak is in 1927. Die borsbeeld is in die 30er jare na Berlyn se Neues Museum op Museum-eiland oorgeplaas en dit het daar gebly totdat die Tweede Wêreldoorlog begin het. En daar sien ons 'n paar foto's wat ter sake is rondom hierdie tydperk. Tydens die 30er jare het 'n Duitse beeldhouer, Fritz Zielesch, begin maak van die Nefertiti borsbeeld. En ons sien hom daar in sy ateljee met 'n hele ry kopieë van die borsbeeld. En die middelste foto sal ek net nou na verwys. Gedurende die oorlog is die borsbeeld aanvanklik in die kelder van 'n Pruisiese staatsbank gestoor. Maar in 1941 is dit na die toring van 'n vlakbunker in Berlyn verskuif vir veiligheidsonderhalwe en uiteindelik aan die begin van Maart 1945 na 'n Duitse soutmyn by Merkers-Kieselbach in Thuringe. Nadat die borsbeeld later in Maart 1945 deur die Amerikaanse leer gevind is dit aanvanklik na die Reichsbank in Frankfurt verskuif en in Augustus van daardie jaar is dit na die Amerikaanse sentrale versamelpunt in Wiesbaden gestuur, waar dit in 1946 in die Wiesbaden Museum uitgestal is. En die foto's in die middel toon dan 'n Amerikaanse weermagoffisier, Walter Farmer, wat die direkteur van daardie sentrale versamelpunt was, of Amerikaanse versamelpunt was, en in Wiesbaden met die standbeeld. Nou moet ek net noem dat toe die beeld in die soutmyn gebeere is, het Hitler opdrag gegee dat die soutmyn eintlik opgeblaas moes word. En dat hierdie beeld saam met Michelangelo se wonderlike Pieta uit België en 'n aantal wonderlike kunswerke soos die Gentse altaarstuk sou dan vir ewig vernietig word in daardie soutmyn. En gelukkig het die Amerikaners die myners daar oorreed om die dinamiet wat hulle daar gebruik het foutief te laat maak. En toe die Duitsers dit wou laat afgaan, net toe die Amerikaners daar kom, het dit nooit afgegaan nie. En op daardie manier is hierdie beelde dan bewaar. Nou, die beeld het in die Wiesbaden Museum gebly totdat dit in 1956 na Wes-Berlyn oorgedra is en in die Dahlheim Museum uitgestal is. En daar aan die regterkant 'n uitbeelding van die Nefertiti beeld soos dit in Dahlem Museum in Berlyn uitgestal is in 1958. Die borsbeeld is toe in 1967 na die Egiptiese Museum in Berlyn oorgedra. En hier heel aan die linkerkant is 'n foto van die beeld in die Egiptiese Museum, waar dit van 1967 tot 2005 gebly het. En dit is toe na die Altes Museum in Berlyn verskuif. En hier in die middel onder sien ons dit agter 'n glaskas, in 'n glaskas in die Altes Museum in Berlyn, waar dit
van 2005 tot 2009 uitgestal is. En in 2009 is dit in Oktober weer na die Nooies Museum, 'n nuwe museum wat gebou is en in Oktober 2009 geopen is, en daar het die borsbeeld die middelpunt van die museum geword, waar dit in die noordelike koepelkamer in die museum heeltemal alleen uitgestal is, soos mens dit daar dan kan sien. Nou, ons weet nou dat die borsbeeld van Nefertiti rondom 1345 voor Christus geskep is, deur die hofbeeldhouer Toetmose, in wie se ateljee in Tel El Amarna dit as 'n beeldhouersmodel gebruik is. Die geverfde stuko bedekte kalksteen borsbeeld van Nefertiti, daar is verskillende aansigte daarvan, is 48 centimeter, dit wil sê omtrent so 19 duim hoog, en weeg ongeveer 20 kilogram, so 44 pond. Alhoewel daar geen inskripsie op die borsbeeld is nie, is dit op grond van die karakteristieke gesig en die spesiale miskroon met 'n plat bokant, as ook die oorblyfsels van 'n Urias, 'n kobra, wat voor op die troon was, geïdentifiseer as 'n beeld van Nefertiti. Sy dra haar kenmerkende blou miskroon, as wat bekend staan as die Nefertiti miskroon, met 'n regop Urias kobra, wat nou gebreek is aan die voorkant, en 'n goue band wat horisontaal om die kroon loop en aan die agterkant bymekaar kom. Hier sien ons dit aan die linkerkant, en ons sien net 'n gedeelte van die Urias aan die voorkant van hierdie miskroon. Twee klein stukkies van die skerp bokant van die kroon aan die regterkant, sowel as albei ore, was reeds beskadig toe die beeld gevind is, terwyl 'n stuk van die pleisterbedekking aan die linkerkant van die kroon afgeval het, en ons kan dit daar sien. Sy dra ook 'n breë skouerkraag met 'n blompatroon, en daar aan die regterkant sien ons dit baie duidelik. In haar boek Art Through the Ages sê Helen Gardner, en ek haal haar aan, with this elegant bust, Thutmose may have been alluding to a heavy flower on its slender, sleek stalk by exaggerating the weight of the crowned head and the length of the almost serpentine neck. Gardner vergelyk eintlik die borsbeeld met 'n blom. Hierdie beeld van 'n vrou, hier is mooi aansigte daarvan, met 'n lang nek, elegant geboë wenkbroue, hoë wangbene, 'n dun neus en 'n enigmatiese glimlag om haar rooi lippe, het die gelaat van Nefertiti gevestig as een van die mooistes van die oudheid. Die hele beeld weerspieël 'n byna gekunstelde sensitiwiteit en fynheid van geboë kontoure, en die gesig is die beliggaaming van kalmte en selfbeheersing. Die naturalisme van die beeld verskil van vroegere, meer formele en stywe Egiptiese kuns. Die beeld is delikaat, elegant, en wanneer dit van die voorkant gesien word, toon dit perfekte simmetrie van die gesigstruktuur wat met die sagter lyne geskep is, vol van 'n sekere formele perfeksie, soos wat hier aan die regterkant baie duidelik is. Uiterste aandag is daaraan gegee
om perfeksie in die gesig te verkry. En hier in die details kan ons dit baie duidelik sien. Kyk daai baie skerp omringde oë met die donker lyne. Die baie delikate individuele hare van die wenkbroue is in kruisgeasseerde lyne aangebring, terwyl die skouerkraag meer oppervlakkig behandel is. Die iris en pupiel van die regteroog is van swart gekleurde bywas gemaak en dit is bedek met 'n dun stukkie gepoleerde rotskristal as 'n kornea, terwyl die agterkant van die oogkas van onversierde kalksteen was. En 'n mens sien dit duidelik in daardie linkerkantste foto daarso. Die spiere van die agternek en kante van die nek is so delikaat uitgebeeld dat dit lyk asof mens hulle onder die delikate vel kan sien bult. Dit is bovenal die lewendige kleure en die uitstekende toestand wat die effek van die borsbeeld so buitengewoon maak en wat die borsbeeld sy ongewoon lewensgetroue eienskappe gee. Kyk net na die pragtige kleur wat daar in hierdie borsbeeld is. Totaal buitengewoon selfs vir daardie tydperk in Egipte. Dit is sonder twyfel die resultaat van die laag op laag aanwending van die verf, soos wat Rembrandt verf ook aangebring het, wat dan 'n skittering in die kleur teweegbring. Die rooi oker, koningsgeel, gloeiende groen en koolstofswart, sowel as die kunsmatig vervaardigde Egiptiese blou, wat ons daar in die miskroon sien, wat in 'n verskeidenheid skakerings aangewend is om die koningin se velkleur te verskerp, is tipies van die bekende spektrum van antieke Egiptiese natuurlike pigmente. Rigsnoere vir die afmetings en verhoudings van die ideale gelaat is al sedert die oudheid bekend. Die verhoudings en parameters wat skoonheid en aantreklikheid van 'n gelaat definieer, het oor 'n lang tydperk onveranderd gebly. Metings van die menslike gesig is al sedert die oudheid gedoen. Die antieke Egiptiese en later ook die Griekse beeldhouers het verstaan dat die mees uitstaande kenmerke van 'n beeldskone gelaat simmetrie, balans, proporsie en harmonie is. Hierdie rigsnoere vir gesigskoonheid is gebaseer op die idee dat daar 'n harmonieuse gesig, of dat daar in 'n harmonieuse gesig 'n vaste verhouding tussen die verskillende gelaatstrekke moet wees. Hulle het die goue snit, ook bekend as Pi, of die goddelike verhouding, geïdentifiseer as 'n moontlike aanduiding van skoonheid in die menslike gesig en die bekoorlikste vir die menslike oog. En hier aan die linkerkant dui ek vir u die verskillende grade wat 'n skoon gesig moes hê, veral die werklike boog of helling van die oor en die neus, en aan die regterkant is die indeling van die gesig volgens die goue snit in derdes. En kan duidelik sien hoe daardie indeling inpas op die borsbeeld van Nefertiti.
verhouding, geïdentifiseer as 'n moontlike aanduiding van skoonheid in die menslike gesig en die bekoorlikste vir die menslike oog, het dan bestaan wanneer 'n lyn in 2 dele verdeel word in 'n verhouding van 1 tot 1.618. Dit was die ideale verhouding wat dan ook die goue snit genoem is. Vir hulle was 'n visueel gebalanseerde gesig ongeveer 1.618 keer langer as wat dit breed is. En die breedte van die oog moes dieselfde wees as die afstand tussen die oë. Die tydlose skoonheid van Nefertiti se gesig is bewerkstellig deur die gebruik van 'n byna perfekte goue snit wat bydra tot die beeldhouwerk se algehele treffende voorkoms. Dit is veral die simmetrie van die gesig wat die borsbeeld so bekoorlik maak, met 'n duidelik gedefinieerde kakebeenlyn, goed gedefinieerde wangbene en 'n reguit eweredig geproporsioneerde neus, is Nefertiti se gesig byna perfek simmetries. En dit sien ons dan in hierdie uitbeeldings daarvan. Hierdie aspekte van haar gesig, insluitend haar gebo wenkbroue, lang, slanke nek en vol lippe, dra by tot haar skoonheid. Die groot kegelvormige kroon met 'n plat bokant beklemtoon haar gelaatstrekke en benadruk haar lang nek, terwyl die beeldhouer se gebruik van oogomlyner en ander kosmetiese middels die vorm van haar oë verbeter het en haar blik meer bekoorlik gemaak het. Dit sal altyd 'n raaisel bly of koningin Nefertiti regtig 'n perfek geproporsioneerde gesig gehad het en of dit die beeldhouer was wat 'n byna perfekte gevoel vir gesigsverhoudings gehad het en dit gebruik het om haar borsbeeld beeldskoon te maak. Ek het persoonlik die borsbeeld in die Altes Museum, Egiptiese Museum in Berlyn gesien toe ek in 1997 daar was. En ek kan net ten volle saamstem met Ludwig Borchardt se inskrywing in sy opgrawingsboek in 1912, toe hy geskryf het, en ek haal hom aan: beskrywing is nutteloos, dit moet gesien word. En ek wil almal wat na Berlyn toe gaan aanraai, as jy 'n kans het, gaan kyk na die pragtige borsbeeld van Nefertiti in die Neues Museum daarso. Baie dankie.